Ons tema vanoggend is een wat baie Christene reg oor die wêreld en ook natuurlik in ons land en in ons gemeenskap, in ons kerkgenootskap baie na aan die hart lê. Die onderwerp van tieners gee aan die kerk is nie net 'n praktiese saak nie, maar dit is 'n geestelike saak wat ons verhouding met God en ons opvatting van ons eie besittings raak. Die teksgedeeltes wat ons vandag gelees het, gee vir ons 'n begrip oor hoe God deur die geskiedenis heen sy mense gelei het om 'n spesifieke deel van hul inkomste af te staan vir die ondersteuning van sy werk. En die vraag wat ons onsself moet afvra, is of hierdie beginsel nog steeds op ons van toepassing is en hoe ons dit in ons geestelike lewens moet toepas. Ons kyk na die Ou Testament, geliefdes, en die instelling van die tiende en in die konteks van Israel se aanbiddingslewe. Numeri 18 gee vir ons 'n baie duidelike riglyn oor God se opdrag aan die Israeliete om 'n tiende van hul inkomste af te staan vir die Lewiete en vir die priesters. En daarin leer ons dat hierdie Lewiete en die priesters was mense wat deur God afgesonder is om voltyds in diens van die Here te staan, en hulle het nie hul eie lande gehad om te bewerk nie, of ander maniere om hulle self te onderhou nie. Daarom het God die res van die volk in daardie tyd opdrag gegee om 'n tiende van hul inkomste af te staan, sodat die Lewiete en die priesters kon oorleef en die tempeldiens kon voortgaan. Wat hier belangrik is om te verstaan, is dat hierdie stelsel nie net 'n praktiese manier was om die Lewiete en die priesters te onderhou nie, broers en susters, maar ook 'n manier waarop die volk se toewyding aan God gemeet kon word. Deur 'n tiende te gee, het die Israeliete daardeur hul erkenning van God se voorsiening uitgespreek en hul afhanklikheid aan hom bevestig. Hulle is totaal afhanklik van hom. Alles wat hulle het, wat hulle bekom, wat hulle besit, kom van hom af, en daarom het hulle deur die gee van daardie tiende offer, het hulle dit aan God weer eens bevestig. Dit was 'n daad van aanbidding. Dit was 'n daad van toewyding, wat hulle geestelike gesindheid gereflekteer het. Daar was 'n duidelike rangorde in die diens van God. Die priesters wat direk in die teenwoordigheid van God in die tabernakel of die tempel gewerk het. En dan was die Lewiete daar, wat die priesters bygestaan het. En dan eers die res van die volk, wat hul dienste en hul offergawes aan God gebring het. En hierdie stelsel, broers en susters, het gesorg dat die diens van God eintlik ononderbroke kon voortgaan, en dat die heiligheid van die diens van God bewaar gebly het. Die Nuwe Testament, met die koms van Jesus Christus en die nuwe verbond wat hy ingestel het baie dinge natuurlik verander. Die vervulling van die wet het plaasgevind, maar ook in hulle konteks het baie goed verander. Een van die belangrikste veranderinge was die afskaffing van die Ou Testamentiese priesterskap en die instelling van 'n nuwe geestelike orde waarin elke gelowige eintlik 'n priester is. 1 Petrus 2:5-10 lees ons hoe Petrus die gelowiges herinner dat hulle nou 'n koninklike priesterdom is en dat hulle 'n heilige volk is. En daarom het elke gelowige nou die voorreg om direk na God te kom,
sonder die bemiddeling van die aardse priester. En so dit bring dan vir ons by die vraag, is ons nog steeds dan verplig om tiendes te gee? As die Ou Testamentiese priesterskap vervul is in Christus, en as ons almal nog priesters is, hoe moet ons dan nou dink oor die gee van tiendes? Dis 'n komplekse vraag, wat baie Christene altyd vra en antwoorde nodig het. En soms gee die wêreld ook ander antwoorde. Geliefdes, as aan die een kant is daar 'n argument dat die tiende 'n spesifieke instelling is, of was vir die onderhouding van die Levitiese priesterskap, en dat dit nie noodwendig op die kernvandag van toepassing is nie. Aan die ander kant is daar 'n argument dat die beginsel van die gee van tiendes steeds toepasbaar is, want dit leer ons om ons afhanklikheid van God te erken, en om ons harte en ons middele, dit wat ons besit, dit wat ons het, ons middele aan hom toe te wy. Hoewel die direkte instelling van tiendes nie noodwendig op die Nuwe Testamentiese kerk van toepassing is nie, gee die Nuwe Testament vir ons duidelike beginsels oor hoe ons moet gee. In 2 Korintiërs 9 vers 7 skryf Paulus, laat elkeen besluit, dat elkeen gee soos wat hy in sy hart besluit het. Nie met teensin nie, of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Hierdie vers vestig dan die aandag op die gesindheid van ons gee, eerder as om te fokus op 'n persentasie wat dan gegee moet word. Die Nuwe Testamentiese beginsel, geliefdes, is dus dat ons vrygewig moet gee, vanuit ons hart, wat gevul is met vreugde, met dankbaarheid, want alles wat ons ontvang, kom van die Here af. Ons gee nie net omdat ons gedwing word om te gee nie. Ons gee nie omdat ons bang is dat ons gestraf gaan word nie, maar omdat ons erken dat alles wat ons het van die Here afkom, en dat ons dit aan hom wil teruggee in diens van sy koninkryk. So jy kan sien hoe dit 'n bietjie verskuif het, en waar die klem in die Ou Testament gelê het op die tiende wat gegee moet word, verskuif dit na jou verhouding met die Here. En vanuit jou verhouding met die Here gee jy dan vrymoedig. Blymoedig, want niemand plaas dit of dwing jou om dan te gee nie. Hierdie vrywillige en vreugdevolle gee het praktiese implikasies. Dit beteken dat ons finansies definitief moet bestuur, dat ons begrotings moet uitwerk, op 'n manier wat ruimte maak vir vrygewige bydraes tot die werk van God. Dit beteken, broers en susters, dat ons onsself moet vra, hoe kan ek my middele gebruik om God se werk te ondersteun? Hoe kan ek seker maak dat ek nie net gee dit wat oorgebly het nie? Ek het alles gedoen en dit wat nog oorgebly het, dat ek dit moet gee nie. Hoe kan ons verseker dat ek my prioriteite dan so sal stel dat God eerste kom, ook in my finansies? Geliefdes, jy sal sien die verskywing van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Sal jy sien dat daar die verskywing werklik waar in die gesindheid is, hoe ek ingestel is, hoe ek voel oor die Here, wat vir my belangrik is, en daarom is dit uiteindelik 'n vrygewige offer. Hoe en waar gee ons, as ons besluit om uiteindelik vrygewig te gee, kom daar praktiese vrae na vore. Hoeveel moet ons gee? Waarvoor moet ons gee? En die Bybel gee nie vir ons 'n vaste antwoord
op die vraag hoeveel ons moet gee nie, maar dit gee vir ons riglyne om ons te help om 'n besluit en 'n wyse besluit te maak. Vir sommige mense hou hulle by die Ou Testamentiese beginsel van 'n tiende van my inkomste, 'n tiende van my gross, my gros inkomste. Vir sommige is dit 'n tiende van my netto inkomste. Vir sommige is dit wat die Here vir my gee in my hand. En vir sommige is dit eenvoudig net dit wat ek het om te kan gee. So dit is 'n praktiese manier om seker te maak dat 'n beduidende deel van 'n mens se inkomste na God se werk moet gaan. Maar vir ander mag dit wees dat hulle minder gee of meer gee, afhangend van die omstandighede en die manier waarop hulle gelei word deur God. En die opdrag of die vraag vanmôre is, wanneer ons tiende, ons dankoffer, ons offers bring na die skatkis, bring na die Here toe, moet ons vir afvra, hoe lei God my vanmôre om te gee? Die sleutel is dat ons moet gee uit ons hart uit. Dat ons moet gee uit daardie vryheid binne in ons hart. Maar dat ons verder gelei moet word, wat is my verhouding met die Here? As my verhouding met die Here nie 'n goeie verhouding is nie, dan sal dit ook my gee met 'n vrymoedige hart, my gee affekteer. Die vraag van waaroor ons moet gee is ook belangrik. Die plaaslike kerk is dikwels die eerste plek waar ons bydraes moet offer. Dit is die gemeenskap van gelowiges waaraan ons behoort. En dit is die plek waar ons geestelik gevoed word. Die kerk moet onderhou word. Die kerk moet skoon gemaak word. Administrasie moet gedoen word. Die herder moet aan die middele voorsien word. Maar het is ook belangrik om ander bedieninge en liefdadigheidsorganisasies te ondersteun. Veral die wat groot impak op die uitbreiding van God se koninkryk het. Ons word herinner in die skrif dat die armoediges en die wees en die weduwees tussen ons, dat ons voorsiening aan hulle moet maak. Ons word herinner dat daar 'n evangeliese taak is wat ons moet doen in hierdie gemeenskap. Die sendingwerk moet gedoen word. Ons moet bid en God vra om ons te wys waar hy verder wil hê ons middele gebruik moet word. Dit mag wees dat hy ons roep om op 'n spesifieke bediening op 'n keer te fokus. En hierdie gemeente het glad nie 'n tekort aan daardie tipe bedieninge nie. Die geskiedenis van hierdie gemeente leer ons dat daar 'n tiende van die inkomste van die 10de dankoffer van Julie maand aan 'n weldadigheids of 'n welsynsorganisasie of 'n organisasie in nood gegee moet word. En die geskiedenis van hierdie gemeente leer ons dat daar al baie in die verlede gegee is. Ons moet ondersteun en ons moet help die mense wat in nood is. Die belangrikste is dat ons sensitief moet wees vir die leiding van die Heilige Gees en dat ons bereid moet wees om te gee, selfs wanneer dit ons iets kos. When we give to the Lord, there's always a sacrifice that we are making. Om terug te keer na ons oorspronklike vraag, moet ons 'n tiende van ons salaris offer? Die antwoord is nie eenvoudig nie. En dit mag van persoon tot persoon anders wees. Wat wel baie duidelik is dat ons geroep is om alles wat ons het aan God toe te wy. Ons is geroep om ons finansies, ons tyd, ons talente, alles wat ons het, in diens van sy koninkryk te plaas. Daar's baie mense wat werkloos is, maar dan is daar ook mense wat werkloos is, wat hulle talente kan gebruik, hulle gawes kan bring, en so deel kan vorm van gee aan die Here.
Maar soms gebeur dit, dat ons nie wil nie, of ons voel nie gemaklik om te kom nie. Hierdie teksvers uit Numeri en 1 Petrus roep vandag vir ons op vanuit ons omstandighede om anders te dink oor die gee aan God se koninkryk. God wil ook dat ons gesinne en sy behoeftes na hom kyk. God verstaan as ons weinig gee as gevolg van geldnood. Die konsep van tiendes gee ons 'n praktiese riglyn is, maar dit is nie die uiteindelike maatstaf van ons toewyding nie. Die Nuwe Testament geliefdes roep ons op tot 'n geestelike, 'n meer allesomvattende toewyding. Want ons is nou 'n koninklike priesterdom. Ons is nou 'n heilige volk. En dit beteken dat ons hele lewens aan God behoort. En laat ons daarop dan blymoedig gee. En weer eens, hierdie gemeente het nie 'n tekort daaraan nie, omdat as ons kyk na hoe daar fondse ingesamel word, hoe die wyke baie hard werk, prys ons en ons eer die Here daarvoor. Hierdie gemeente verstaan van het en ook nie het nie. Laat ons daarom in blymoedigheid gee, nie net 'n tiende nie, maar laat ons ons hele hart en lewe aan die Here gee. Laat ons God vertrou om in al ons behoeftes te voorsien, soos ons middele vrygewig aan hom en sy diens toevertrou. Mag ons gee 'n refleksie wees van ons geloof en ons liefde vir hom, wat alles vir ons gegee het. Mag die Here gee dat hierdie maand van Julie, die 10de dankoffermaand, vir hierdie gemeente en vir God se koninkryk 'n groot seën sal wees, sodat daar aan die behoeftiges, die wat in nood is, ook verdere aandag gegee kan word. Mag die Here u seën en u huishoudings. Mag die Here voorsiening maak, daar waar daar ook nie is nie. Maar mag die Here u harte verander, om u self, u alles aan hom toe te wy. Amen.